10 Julie, moed vir die stryd. Gods goedheid en genade gee moed. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Psalm 23, vers 6. Christus het ons geen versekering gegee, dat dit maklik is om die karakter te volmaak nie. Dit is elke dag 'n stryd en 'n skof. Deur baie verdrukking gaan ons die koninkryk van die hemel binne. As ons in Christus se heerlikheid wil deel, moet ons in sy lyding deel. Hy het vir ons oorwin, sal ons dan bang en lafhartig wees, omdat ons langs die weg beproewing ondervind? Sodra ons die genade en goedertierenheid van God beter verstaan, sal ons hom prys en nie kla nie. Ons sal van die liefdevolle sorg van die Here praat, van die tere meegevoel van die goeie herder. Die hart sal nie selfsugtig kla en hom verknie nie. Lof sal soos 'n helder vloeiende stroom van Gods ware gelowiges kom. Hulle sal sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Waarom sal ons nie op ons pelgrimstog geestelike liedere aanhef nie? Ons moet die woord van God bestudeer, pyns en bid. Dan sal ons geestelike insig hê om die binnehowe van die hemelse tempel te aanskou. Ons sal die hemelse koor hulle dankliedere voor die troon hoor sing. Wanneer Sion opstaan en sy lig laat skyn, sal sy lig deurbreek en lofliedere en dankseggings sal in die vergadering van die heiliges gehoor word. Klein teleurstellingkies en moeilikhedetjies sal nie meer gewaar word nie. Die Here is ons helper. Nog nooit het iemand God te vergeefs vertrou nie. Hulle wat hom vertrou, sal hy nooit teleurstel nie. As ons maar net die werk doen wat die Here ons gegee het en in die voetstappe van Jesus wandel, sal ons harte heilige harpe word, wat lof en dankseggings opstuur na hom wat deur God gestuur is, om die sonde van die wêreld weg te neem.